Hallo, baie welkom by ons erediens. Ek weet dit lyk 'n bietjie anderste, maar ons het baie goeie rede daarvoor, soos ek dink meeste van julle weet, is dat ons het gemeentekamp hierdie naweek en dit beteken dat daar 'n groot gedeelte van ons gemeente by Konka is. Maar ek weet daar's baie van julle wat dalk waarskynlik nie daar kon uitkom nie, maar dis die amazing ding van vandag. Al is ons erediens aanlyn en daar's van julle wat ek weet hier in die kerk kyk, is ons nog steeds een gemeente. Want vandag se preek en die boodskap wat ek vandag gaan bring, gaan ons hier in die kerk en aanlyn hê en dit is ook die boodskap wat ons op die kamp gaan deurwerk. So ons is op verskillende plekke, dalk aanlyn op die kamp, maar ons is nog steeds een. Daar's nie baie afkondigings nie, wel daar's eintlik geen afkondigings nie, behalwe dat daar is nie vanaand switch nie. So die van julle wat tieners in die huis het en 20-somethings, ons het nie vanaand switching. Ons begin eers weer volgende kwartaal, want ons het nou die volgende 2 weke ook, is dit vakansienaweke. Ons begin volgende kwartaal en dan is daar letterlik 3 Sondae oor vir die tieners en die jong mense voordat die belydenisaflegging is hier die eerste naweek in November. Ek wil vanoggend sommer begin met 'n teksgedeelte. Voordat ons gaan nie 'n liedjie sing saam wees. Jy kan sommer net daar by die huis of in die kerk net sit, jy kan saam sing. Maar ek wil begin met hierdie teksgedeelte vanoggend. En dit staan in Psalm 111. Met my hele hart wil ek die Here loof. In die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
vir U dankie sê dat ons vandag saam kan wees. Al is ons op verskillende plekke, weet ons dat deur die Gees bind U ons saam. En ek weet daar is 'n klomp mense wat deur 'n klomp verskillende emosies gaan het hierdie week en ek kom bid sommer net, Here, dat U vir ons vandag sal kom vrede gee. Here, dat ons na U toe sal gryp en weer standvastigheid in U genade en U liefde sal kry. Amen. Nou, ek moet ernstig eerlik wees met julle. Ek het nogal gesukkel met vandag se boodskap. Ons gemeente was die afgelope paar weke uit ons ongelooflike reekse deurgewerk waarin daar 'n klomp goed veral wat ons families en ons gesinne en ons eie lewe wat daar aangaan en hoe ons moet leef. So dit was nogal vir my moeilik om by vandag uit te kom. Maar ek moes baie mooi gaan dink oor, is dit wat die Here vir ons wil sê vandag? En ek weet, spesifiek in die laaste 2 weke was daar nogal 'n klomp goed gesê. Ja, kom ons sê dit nou maar. Daar is mense wat gesê het dat die wederkoms gaan gebeur en hulle het taal gebruik soos die wegraping. En ek dink dit het 'n klomp mense deurmekaar gemaak. Ek moet eerlik wees, my foon was nogal aan die brand gewees met 'n klomp mense wat nou gewonder het hieroor. En dit het wêreldwyd gegaan. Dit het in Suid-Afrika originate en dit het in Amerika gedraai en ek weet die wêreldse politiek en dit wat in die wêreld aangaan is op hierdie stadium op so, dit voel soos 'n storm. Dalk meer van 'n orkaan wat deur die wêreld gaan. En ons is blootgestel daaraan deur ons skerms en deur die nuus. En dit het 'n invloed in elkeen van ons se lewe. En daarom het ek gedink dit is dalk goed dat ons vandag, ek kyk julle dalk nou nie in die oë nie, maar vir mekaar die vraag moet vra is, hoe reageer ons in die lig van dit wat ons in die laaste 2 weke ervaar het, op 'n Bybelse manier en op 'n Christelike manier en sommer net in jou eie lewe, hoe reageer ons op dit? Hoe moet ons daaroor dink? Wat wil die Here dalk vir ons sê hierdeur? En ek wil sommer eerlik wees vanoggend. Ek wil nie mense uitskuif en sê, het jy nou reg gehoor of het jy nie reg gehoor nie? Maar tog moet ons vir onsself afvra vandag, wat is die waarheid? Ek het myself in die week nogal 'n paar keer gevind en gewonder, hoe moeilik is dit tog om te sê dat die Here het met my gepraat. Die Here het vir my gesê. En dan so ernstig daaroor te voel en dan gebeur dit wat die Here vir jou gesê het nie en dan is daar 'n twyfeling, dink ek by 'n klomp mense wat sê, is dit dan nou die Here wat gepraat het? En daarom dink ek moet ons vandag so 'n bietjie stil staan hierby. En ek het 'n paar gedagtes en dit kom uit die Bybel uit. En dis eintlik waarby ek wil uitkom, is dit wat hierin staan. Ons leef in 'n wêreld, veral waar ons nou met social media gebombardeer word, en hulle noem dit the post-truth wêreld. 'n Wêreld waarin enigiemand enigiets kan sê. En woorde soos you do you live your truth, dit is jou waarheid en die waarheid word so afgewater deur dat enigiemand kan enigiets sê en as jy jou punt sterk genoeg glo en oordra, dan is dit die waarheid. Of dit nou waar is of nie, of ander mense kan sien dit wat jy sê, nie die waarheid is nie, of nie is, dit is die waarheid volgens jou. En dis in die wêreld waarin ons leef, post-truth, en ongelukkig is daar 'n klomp van ons wat saamgesleep word in hierdie ding. Ons is so gebombardeer met 'n klomp goed en 'n klomp inligting wat van verskillende plekke af en verskillende oorde afkom, dat ons eintlik nie meer weet wat die waarheid is nie. Eintlik nie meer kan onderskei tussen wat is waar en wat is nie waar nie.
En die hartseer ding daarvan is, dat die Bybel waarsku ons hierteen, dat die waarheid word so afgewater deur leuns, dat ons as mense nie meer kan uitvind, of uitwerk, of standvastigheid kry oor wat die waarheid is nie. Jeremia 23 vers 9 sê hierdie gedeelte, hy sê, my hart is stikkend oor al die vals profete. En ek weet, as ons nou praat oor profete, dan dink ons nou oor Christelike profete, maar dit is nie net waaroor hy praat nie. Hy sê, daar is 'n klomp mense in die wêreld wat klomp valse goed verkondig. Hy sê, en ek bewe so groot as wat ek is. Ek slinger rond soos 'n mens wat dronk is van te veel wyn oor die heilige woorde van die Here. Ek slinger rond soos iemand wat dronk is. Dis is al hierdie informasie, ek weet nie wat die waarheid is nie. 2 Petrus 2 vers 1 sê, maar daar was ook vals profete onder die volk Israel. En so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal dwaal leer oor God insmokkel en selfs draai teen hulle eienaar wat hulle gekoop het. Hulle hoop om met hulle dwaalleer alles te vernietig, maar so bring hulle 'n skielike vernietiging oor hulle self. Vers 2 en 3 sê ook hierdie volgende, baie mense sal agter hulle aanloop op hulle wilde paaie, en hulle sal veroorsaak dat mense sleg praat van die enigste ware pad. In die hele gejaag na rykdom sal hulle julle uitbuit met stories wat hulle uit hulle duim uitsuig. Maar hulle vonnis waarop God lankal besluit het, wag om uitgevoer te word. Ja, hulle vernietiging wag. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 2 sê ook, ek wil julle dus ernstig aanspoor voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies gaan oordeel wanneer hy verskyn op sy koningsheerskappy te vestig. Verkondig die woord van God. Hou daarmee vol, of die tyd daarvoor gelees of nie. Jy moet jou mense met geduld reghelp, aanspreek en bemoedig, terwyl jy hulle geduldig onderrig. Want daar kom 'n tyd, wanneer mense nie meer na gesonde onderrig sal luister nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg, en leermeesters soek, wat net verkondig, wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid verwerp, en vreemde mites navolg. Nou as enigiemand ooit vir my gesê het, dat die woord is nie meer van toepassing op vandag nie, dan wil ek sommer net uit hierdie teksgedeeltes uit, in nederigheid ervaar, dat die woord is, vandag, nog steeds die waarheid. En dan waarsku ons die woord ons, dat daar sal vals profete kom. En in die wêreld waarin ons vandag leef, is dit eintlik nogal bietjie moeilik om te onderskei tussen wat is ware profete en wat is valse profete. Wat is mense wat waarheid praat en wat is mense wat versinsels praat? Want ons baie mense wat die waarheid praat en dan dit so laat oorkom asof dit van die Here afkom. En dan kom jy later agter, maar en jy wonder dan nou, het hierdie nou regtig van die Here afgekom? Maar hulle is so seker van hulle saak, dat ons hulle begin volg. Want daar is soveel goed wat in ons wêreld na ons studeer kom met ons skerms. En hier is waar ek nou so 'n bietjie wil inkom en oor hoekom val ons so bietjie vir al hierdie goeders? En die een ding daarvan is dat ons word die heeltyd gebombardeer met dit. En ek het dit sommer hierso so, ons aanbid ons skerms. Almal van ons is vasgevang op ons skerms en op ons fone en op die TV, en daar word jy gebombardeer deur van julle op Facebook, van julle op Twitter, X, as dit nou so is, TikTok, as ons nou praat oor dit, en so uit verskillende oorde hoor jy so verskillende goed, en een oukie iewers kan sê, dit is die waarheid, hier is die waarheid, ek het dit nou gekry, die Here het met my gepraat, en vir my gesê, so en so en so. En dan
Sonder om daaraan te dink, sonder om bietjie verder navorsing te doen, glo ons dit. En nog verder, ons share hierdie goed op WhatsApp en ons stuur dit die wêreld in. Want iemand het gesê wat ons geglo het, dalk moontlik die waarheid praat. Die volgende ding wat ons doen is dat ons begin vasgevang word in conspiracy theories. Nou, as dit nou ooit 'n ding was wat groter is as ooit, is dit conspiracy theories. Ek het hierdie laaste week sulke wilde goeters gehoor, wat mense sê en wat mense kwyt raak, en conspiracies oor hierdie en conspiracies oor daai, en veral in die Amerikaanse politiek, en dit wat mense verkondig en sê, en jy word vasgevang in hierdie conspiracy theories asof dit die waarheid is. En dit begin jou lewe beïnvloed. Ons chase hierdie conspiracies, en dan begin ons dit glo. Die ander ding wat ons doen, veral as ons baie keer die valsheid glo, is ons skep echo chambers. Dis wat hulle dit noem in die wetenskaplike terme, is dat ons volg net die mense wat die goed sê wat ons glo die waarheid is. Ons echo dit wat ander mense sê en ons glo dit die waarheid is. En as ons nou in Suid-Afrika hierdie laaste week iets gesien van echo chambers, dan is dit, dis wat dit is. Daar's iemand in Suid-Afrika wat ons glo die waarheid praat en dit word die wêreld in verkondig en nou, terwyl as jy hierdie video kyk, dan weet jy dat dit wat verkondig is nie die waarheid was nie. Maar dit is wat ek glo, of dit die waarheid is, of dit Bybels is, of dit van God afkom of nie, ek glo ook dit. En vir sommige mense was dit soos, ek is nou 'n bietjie deurmekaar deur dit, maar almal rondom hy, hulle dink dit is die waarheid, dit is soos almal sê dit word in e-posse gestuur, dit word op WhatsApp groepe gestuur, maar dan moet dit die waarheid wees. En die een ding wat ons prys gee van dit, is die gesonde verstand wat die Here vir ons gee. Almal van ons ken die woord common sense, en dan sê baie mense, common sense is not so common anymore. Die Here het vir ons 'n brein gegee, gesonde verstand om te dink. Daar word soveel plekke in die Bybel gepraat oor ons denke. Ek dink sommer in Romeine 12, waar Jesus sê, moenie dat hierdie wêreld julle gedagtes beïnvloed nie, julle lewens konformeer tot hierdie wêreld nie, maar vind uit wat God se wil is. Laat God julle gedagtes omvorm. 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5 sê, die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die argumente, as ook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ek dink wat nogal vir my hierdie week, die ervaring wat ek gehad het en die gesprekke wat ek met mense gehad het, wat vir my ongelooflik sommer net weer 'n lig laat aangaan en dit wat ek vir mense sê is dat as iemand vir jou iets sê en dit kan nie aan die woord van God getoets word nie, dan is dit nie die waarheid nie. En die enigste manier hoe ons gaan uitvind en hoe ons in waarheid gaan leef, is dat ons weer teruggaan na die woord toe. En ek weet, ons as dominees praat baie daaroor. Mense sê, daar's liedjies wat sê, lees jou Bybel, bid elke dag. En ons praat baie daaroor dat mense lees nie meer hulle Bybel nie, maar ek wonder net, is dit nie dalk nou die oproep waar ons nou is nie? Is dat in 'n wêreld van social media en enige Jan Rapp en sy maat wat enige waarheid kan verkondig en enigiets kan sê, asof dit van God afkom, en ons dit so soetkoek opeet, is die vraag nie dalk nou, okay, kom ons stop net vir 'n oomblik.
En ons vra onsself af, maar wat is waar? Waar kom die waarheid vandaan? En dan dit. Hier is die waarheid. Hier is die waarheid, die woord van God. Nie die ou wat post op TikTok sit nie, nie die man wat goeders op X probeer verkondig nie, die video's wat op YouTube uitgesaai word nie, en verkondig word as die waarheid nie. Hier is die waarheid. Timoteus 3 vers 14 tot 15 sê, maar jy bly getrou aan die dinge wat jy geleer het. Jy weet dit is waar, want jy weet jy kan die vertroue wat jou geleer het. Jy ken die heilige skrif van kindsbeen af. En dit het jou die wysheid gegee om die verlossing te ontvang wat deur geloof in Christus Jesus kom. Die heilige skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons reg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. Ek gaan sommer nou net soos vinnig, en ek wil nie daarop ingaan, regtig intens nie. Maar die een woord wat baie rondgegooi is die laaste 2 weke is wegraping. En ek het 'n klomp gesprekke met 'n klomp mense gehad, en dan vra ek, die vraag is, waar het jy in die Bybel gelees van die wegraping? Die woord wegraping staan nie in die Bybel nie. Dit is 'n teologie wat ontwikkel is uit 2 teksgedeeltes wat buite konteks aangebied word. En jy kan hierdie teksgedeeltes gaan lees in Matteus 24 en ons in 1 Tessalonisense ook. Dat ons sal weggevat word. As jy die Bybel ken en die Bybel verstaan, dan verstaan jy dat Jesus het gesê, hy sal weer kom. En daar is nêrens ook die ding van dat ons gaan weggevat word nie. Die nuwe aarde sal geskep word. Die koninkryk van God sal kom. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons die Bybel moet leer ken. Die Bybel sê in Matteus 24, ironies genoeg die teksgedeelte wat mense gebruik om die wegraping te regverdig, sê dat niemand sal weet wanneer die Seun kom nie. Niemand nie. Nie eers die Seun weet nie, slegs die Vader weet. Die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Niemand sal dit weet nie. Ons kan nie datums rondgooi vir wanneer die wederkoms gaan wees nie. Nie die wegraping nie. Ons gaan nie weggeraap word om die pyn en lyding hier op aarde te skep nie, want Jesus self sê, in hierdie wêreld sal ons moeilikheid hê. Dis wat die woord sê. Maar ons word so meegesleer deur goed wat mense sê en verdraai en teologieë wat uitgedink is en afgelei is van teksversies wat uit konteks uitgehaal is. Daarom is dit so belangrik om die woord te verstaan, te lees, te interpreteer, daaroor te dink. Ek dink die implikasie van 'n post-truth wêreld is dat ons glo alles. En ons het ons critical thinking verloor om te gaan sit en tyd te spandeer, want ons attention spans is soveel korter gemaak. Ons gaan spandeer nie meer tyd in die woord nie, want ons het nie tyd daarvoor nie. Ons het nie tyd om te gaan uitvind, is dit wat nou gesê word die waarheid? Ons het nie tyd om te gaan kyk na wat sê hierdie ou, wat sê die kommentare, is dit in die Bybel, wat sê die grondteks hieroor nie? En ja,
Dit is ons wêreld, dis my en Verlien se wêreld, dis wat ons doen. Ons gaan sit, ons bestudeer dit wat in die woord is en ons probeer om deur die Heilige Gees gelei te word om dit wat hierin staan as die waarheid oor te dra en te verkondig. Om krities daaroor te dink en dit wat die Here vir ons sê en te sê, is dit die waarheid aan die woord? Is dit wat mense in die wêreld sê? Is dit wat hier gebeur die waarheid of nie? Die manier hoe ons met inligting omgaan. Gemeente, mense, broers en susters, is ongelooflik belangrik. Die goed wat op X geskryf word, die goed wat op Facebook versprei word, die goed wat op YouTube versprei word, is nie noodwendig die waarheid nie. Wees versigtig hoe jy met inligting omgaan. Wees attent daarop dat inligting baie keer gemisbruik word om iets by jou te laat tuisbring, 'n gevoel, 'n ervaring, 'n reaksie by jou te laat tuisbring. Ek sê dit baie keer ook, as iets verniet is jy die produk. Mense wil goed by jou hê. Ek sê dit baie vir tieners en vir ouers van tieners. Daarom is dit so belangrik dat ouers moet dit wat op hulle kinders se fone aangaan, moet hulle kan monitor. Want die influencer op Instagram het nie jou lewe en the best will of your life as eerste prioriteit nie. Hulle wil geld maak. Mense sit valse goed in die wêreld in, want daar's engagement. Die engagement gee revenue. En ons val vir al hierdie goed. Wees versigtig hoe ons omgaan met inligting. Ek het Dinsdag aand 'n gesprek met iemand gehad. Toe sê ek vir hulle, as ons kampe gereël het met tieners, dan was ons baie versigtig oor hoe ons die tieners in kamers ingedeel het. Want as ek 'n kamp doen waar daar net 'n dormitory is waar daar sê net maar 20 of 30 tienerseuns moet slaap, dan het ons altyd chaos gehad. Want in daai 20-30 vind al die bellamals mekaar en dan is dit absolute chaos en deurmekaar en hulle maak droog so ver as wat hulle gaan. Want daar is dit hierdie ou staan en dan sit hierdie en dan so staan almal op. Maar ons het seekamp gehad en dan het ons 5 ouetjies saam met 'n leier in 'n kamer gesit. Dan was daar geen moeilikheid nie. En dis die wêreld waarin ons vandag leef. Ons is per spreke 30 ouens in 'n dormitory. Die hele wêreld deur ons screens. En so vind die mense wat nie eers naasien by dieselfde, maar wat chaos maak. Daarom het ons in die afgelope paar weke ongelooflik tyd gespandeer aan community, aan verhoudinge, aan gemeenskap, aan die mense hier naby jou. Ek sê dit nou die laaste tyd vir baie mense, ons het nie eers die kapasiteit om ons eie lewens aan trek te hou nie. Nou word ons blootgestel aan hierdie wêreldse politiek en hierdie wêreldse goed wat aangaan, dit wat mense sê, en ons word so meegesleer in dit, dat ons dit mis, dat die mense hier naby ons is, wat saam met ons deur hierdie goed gaan, met wie ons kan kommunikeer, met wie ons kan praat, met wie ons saam kan leer. En dit was vir my die amazing ding gewees in hierdie week, is dat mense het uitgereik, na my en Verlien toe, en sommer net in verbygang by die rugby, en by 'n braai, was daar gesprekke gewees. En in hierdie gesprekke kon ons mekaar vind, en dan is die gesprekke van, wat sê die woord? Wat sê die Bybel? Hoe sê die Bybel hieroor? Ja, dit klink
asof dit wat die persone sê, asof dit van die Bybel afkom en asof dit van God afkom, maar daar's sekere goed wat nie so lekker in lyn is nie. Daar's sekere goed waaroor ons vraagtekens het, want as ons 'n toets aan die woord, dan kom ons agter, maar dit kom asof dit van die Here afkom, maar dit is nie die waarheid nie. As ons mense van die waarheid wil wees, en dis waar ek wil eindig vandag, dan dink ek is die eerste ding wat ons as gemeenskap, as community moet doen is om vir 'n oomblik net stil te staan en te sê, dit gaan nie oor ons nie. It's not about us. My vraag ook in hierdie hele week is, ja, was dit nou goed? Het mense nou tot bekering gekom? En my vraag is, maar waaroor gaan dit dan nou? Gaan dit dan nou oor dat ons moet reg wees vir die wederkoms wat die waarheid moet wees, maar dan gaan dit oor ons. Ek moet reg wees. En ja, daar's 'n stuk waarheid daarin ook, maar op die ou end gaan dit nie oor ons nie, dit gaan oor Jesus en sy koninkryk. En dis waartoe Jesus ons roep, om mense van die waarheid te wees, wat sy volgelinge is, wat doen wat hy sê. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor sy verheerliking. Sy heerlikheid, daai gedeelte wat ek in die begin gelees het in Psalm 111, dit gaan oor sy heerlikheid hier op aarde. Hy wat die koninkryk van God deur liefde, vrede, vreugde, goedhartigheid, genade op aarde wil laat neerkom. Ons oproep as Christene om daar te wees vir mekaar in liefde te hanteer. Dit gaan nie oor of ek eendag in die hemel gaan opeindig of nie. Dit gaan oor die heerlikheid van God. Daarom dink ek was dit vir my moeilik gewees hierdie week as gevolg van die vrees wat daar by 'n klomp mense is. Paulus sê, in lewe en in dood is ek meer as oorwinnaar in Christus Jesus. Mense van die waarheid leef na die wil van die Here. Dit wat hy vir ons in die woord leer. Ek wil iemand van die waarheid wees. Ek wil die hande en voete van Jesus wees. Ek wil ek moet in die pottebakker se hand wees and he needs to mold me in what he needs vir hier en vir nou. En ja, daar gaan nog baie valse profete wees. Goed vir mense sê wat nie die waarheid is nie. En ons verweer as mense van die waarheid is, waar staan dit in die woord? Wat verkondig Jesus vir ons? Leef binne in die waarheid van God. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. En dit is sommer ons seën vir vandag, vir elkeen van julle. Die Here sal julle seën en hy sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en hy sal vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.